Goeiemôre, dit is Sondag die 31ste Mei. Baie welkom by NG Gemeente Skottere. Mag jy saam met ons ook vanoggend God se nabyheid en sy teenwoordigheid beleef. Ja, sy almag, sy hier wees in besonder. Vanoggend is ons tema wat as. Ons gaan stil staan by Lukas 21 vanaf vers 12 tot 19. Ons sal van vers 17 ook van vers 7 af begin lees. Ons is wat die kerkjaar aanbetref nou in koninkrykstyd. Die tyd na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, wat die kerk gaan werk in die wêreld. So my voorreg om jou vanoggend te groet en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, van die Heilige Gees, God in en by ons. Amen. Ons tema vanoggend is wat as. Ons eerste skyfie is die woord Somalië, en daar is 'n kerkgebou wat stikkend is, geskiet is, uitmekaar uitgeval het. Somalië het geen kerkgeboue nie. Geopende deure reken dat die lewensverwagting van 'n nuwe Christen in Somalië so tussen 2 en 3 maande is. Wat as vervolging aan my deurklop? Wat as dit ek was? Dis nie net teologie in die lig nie, dis bloed op die grond. Ons sien so nou en dan in die nuus van Christene wat vervolg word, maar dit gebeur baie meer as wat ons op die nuus sien. Lukas 21, ons gelees vanaf vers 7. Voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons saam as 'n gemeente by mekaar kan kom en na u woord luister. Dankie Here dat ons in 'n kerkgebou kan sit, veilig, gemaklik, droog, beskermd teen die wind en die weer en die son. Dankie dat ons medegelowiges om ons het, Bybels wat ons kan lees. Here, u het vir ons soveel genade kom betoon. Mag ons nou vanoggend, as ons daarna luister, Here, u stem hoor. Hou ons gedagtes vas wat so maklik kan dwaal. En mag ons fokus op u. Spreek Here, u kinders luister. Amen. Lukas 21, vers 7. Hulle het hom toe gevra, Meester, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die tekens wat sal aandui wanneer dit gaan gebeur? En Jesus het geantwoord, pas op dat julle nie mislei word nie. Daar sal baie mense in my naam na vore tree en sê, dit is ek, of die tyd is op hande. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie vreesbevange raak nie, want hierdie dinge moet eers gebeur, maar dit sal nie onmiddellik die einde wees nie. Verder het hy ook vir hulle gesê, een nasie sal teen 'n ander optrek en die koninkryk teen 'n ander koninkryk. Daar sal hewige aardbewings wees, en op een plek na die ander sal daar hongersnood wees en epidemies uitbreek. Daar sal groot skrikwekkende tekens uit die hemel kom. Maar, voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevange neem en julle vervolg. Hulle sal julle in die sinagoges uitlewer en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep ter wille van my naam. Dit sal vir julle geleentheid wees om te getuig. Neem julle dan voor om nie vooraf te dink oor wat julle verdediging gaan wees nie, want ek sal julle die woorde en die wysheid gee, wat nie een van julle teestanders kan weerlê of weerstaan nie. Julle sal selfs deur julle ouers, broers, familie en vriende uitgelewer word, en hulle sal sommige van julle doodmaak. Julle sal ook deur almal gehaat word, ter wille van my naam. Daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie. Red julle lewens deur te volhard. Wanneer julle sien dat Jerusalem deur die leers omsingel is, moet julle weet dat haar verwoesting naby is. Net tot sover ons skriflesing vanoggend. Vervolging en lyding terwyl van Jesus Christus is nie net spekulasie nie. Dit is werklikheid. Dis nie net teologie en dogmatiek of iets wat in 'n boek geskryf word nie. Dis iets wat mense aan hulle lywe beleef. Op die skerm
is 'n kaart van die wêreld met 'n blokkie, die 1040 venster, tussen 10 grade noord en 40 grade noord, hier veral in Afrika en Asië, waar die hoogste vervolging van Christene plaasvind. Die rande in rooi het ekstreme vervolging, waarvan Korea waarskynlik die heel ergste is, en dan die ander is wat ernstige vervolging. Somalië is tweede op hierdie lys. In ons eie kontinent, verskriklik baie lande waar daar vervolging van Christene plaasvind, waar Christene sterf vir hulle geloof, waar hulle gehaat word, soos vers 17 sê, terwille van Jesus Christus se naam. Waar sommige van hulle doodgemaak word, soos vers 16 sê. Die vervolging van Christene, die swaar kry terwille van Christus, is 'n werklikheid in die wêreld. Is 'n werklikheid wat ook elkeen van ons in die oë staar. 'n Hoë petrolprys en dierkos in die winkel is nie lyding vir Christus nie. Maar as ons hierdie goed hoor, as ons hierdie goed sien, as ons op die nuus volg hoe Christene vervolg word in ons omgewing, ons is bekommerd oor wat in Mosambiek gebeur, dan kan ons nogal paniekerig raak. Dit bring ons by wat Lukas baie duidelik sê, en Jesus baie duidelik sê in Lukas 21 vers 9, moenie bang wees nie. Ek en jy as Christen hoef nie bang te wees vir vervolging, verleiding en vir swaar kry nie. Beteken nie dis lekker nie, maar dit is nie iets wat ons vul met vrees en met angs nie. God is nie verras oor vervolging in die wêreld nie. God is nie verras oor sy kinders en sy volgelinge verwerp word nie. Hy waarsku ons daarteen. Jesus waarsku die disippels, Jesus waarsku vir ons, dat daar vervolging gaan wees. Dit sê nie dat God vergeet het dat ons daar is nie, dat God nie in beheer is nie, dit is eintlik 'n teken wat wys dat hy in beheer is, want ons weet dit vooraf. En dan is daai moenie bang wees nie, nie net 'n gevoel nie, dis 'n opdrag wat ons kan uitleef op grond van 'n belofte, die belofte dat God by ons is, dat Jesus saam met ons lewe. Ja, Jesus het die wêreld reeds oorwin, sê Johannes 16 vers 33, ons leef in hierdie oorwinning, maar is nog nie volmaak nie. Daarom is ons nie bang nie, beteken nie ons is bly oor alle lyding en opgewonde om swaar te kry nie, ons is nie masochiste nie, maar ons word nie beangs en vreesbevange en paniekerig oor die lewe nie. As ons oor ons eie geloof dink, is dit genoeg dat ons vervolging kan verstaan, dat vervolging dit nie sal uitblus nie, maar eerder in die brand sal steek? Is ek naby genoeg aan God, dat my geloof krisisse sal oorleef? In vers 13 sê Jesus dat vervolging is vir die kerk en vir gelowiges eintlik 'n geleentheid. Ja, dis 'n verhoog waar ons kan getuig deur ons woorde en deur ons dade, deur die manier hoe ons hierdie vervolging hanteer. Jesus sê vervolging word nie 'n straf nie, dit word 'n platform. Vervolging terwille van jou geloof is nie omdat jy iets verkeerd gedoen het omdat God vir jou kwaad is nie. Dit gee vir jou geleentheid om vir die wêreld te vertel van wie Christus is. 'n Preekstoel waarvoor niemand hoef goedkeuring te gee nie, waarvoor nie teologiese opleiding hoef te hê nie. 1 Petrus 4 vers 16 sê dat ons hoef ons nie te skaam nie, maar ons kan God verheerlik deur sy naam wat ons uitdra en wat ons uitleef. Matteus 5 vers 11 tot 12 sê, ons kan bly wees en jubel as 'n vervolging oor ons pad kom. En ons kan hierdie geleentheid gebruik om te getuig. En dan ons gemeentelese praat van lig vir die wêreld. In Matteus 5 sê Jesus dat ons vervolg gaan word. En net daarna, julle is die sout vir die aarde. Ongelooflik om daaraan te dink, dat ons manier hoe ons lyding hanteer, ons manier hoe ons vervolging hanteer, is uiteindelik ook 'n stuk getuienis, is deel van ons sout wees van die wêreld.
vervolging deur die wêreld, omdat ons Christene is, bewys nie dat ons verkeerd is, omdat Christus nie daar is nie, maar dit bewys eerder dat ons eintlik reg is. En dan sê God in vers 14 en 15, ons kan op hom bly vertrou. Ons kan bly vertrou, want hy sal vir ons woorde van wysheid gee wat ons moet gebruik, wat ons kan getuig. God voorsien wat ons nodig het. Die krag, die wysheid, die woorde. Jesus sê hier iets vooraf, moenie vooraf oefen nie. Klink nogal radikaal. En dit gaan nie oor 'n oproep tot luiheid nie, maar 'n oproep tot afhanklikheid. Dit gaan daaroor dat ons uiteindelik besef, maar dit gaan nie oor my en my goeie kennis en my wonderlike insig nie, maar dit gaan oor God, wat ons deur die Heilige Gees lei en help, en wat in mense se harte werk, ja, wat die grond voorberei, waar die saad val en waar dit moet groei. In Handelinge 4 bid die gelowiges nie vir veiligheid as hulle vervolg word nie, nie vir redding nie, hulle bid vir vrymoedigheid om meer te kan verkondig. Partykeer is die grootste gevaar in die kerk nie dat ons vervolg word van buite nie, maar dat ons self kies om stil te bly. En dan sê Jesus volhard. Redding kom deur ons uithou vermoë, nie deur om te ontsnap uit hierdie wêreld. Klink eintlik nogal paradoksaal om jouself oor te gee en dan jouself so te red. Want jy mag dalk jou lewe verloor. Jesus het gesê dat mense gaan doodgemaak word, maar jou lewe gaan gered word by God. In Jakobus 1 sê hy dat ons word beproef, en dit is 'n geloofstoets, en as ons die geloofstoets slaag, dan beteken dit ons volhard, en so groei ons tot geestelike rypheid en volwassenheid. Dit is 'n groeistrategie. Ons kan volhard in ons geloof deur God wat in Christus vir ons die krag gee. Romeine 8 sê daar's niks wat ons kan skei van God nie. Nie lyding nie, nie benoudheid nie, nie vervolging nie, nie honger nie, nie naaktheid nie, nie gevaar of die swaard nie. Ons is meer as oorwinnaars in Jesus Christus. Ons kan vasstaan in ons geloof, omdat God vir ons die krag daartoe gee. Volhard ons in ons geloof. Wat gebeur met ons wanneer die wêreld en die lewe ons 'n bietjie begin druk? En dan is dit wonderlik om te besef dat ons nie alleen is nie. Dat Jesus vir ons sê, hulle het my vervolg, so vervolg hulle ook sy kinders. Ons deel in Jesus Christus se lyding, deurdat ons ook sy vervolging beleef. 1 Petrus 4 vers 13 sê, hoe meer ons in die lyding deel, hoe groter is die vreugde by sy wederkoms. Maar onthou, dit wat hy in Romeine sê, niks kan ons van God skei nie. Ons is nie alleen nie. Ons is deel van 'n geloofsgemeenskap. Ons is deel van ander mense. Christus is ons anker. Ons het die Heilige Gees in en om ons. Ons is deel van 'n gemeenskap van gelowiges wat mekaar bystaan, mekaar leer, mekaar vashou in God. En as ek nie voel dat die gemeenskap my vashou nie, moet ek anderster gaan leef, moet ek 'n verskil gaan lewe, moet ek die een wees wat ander vashou. Kom ons gaan wees mense wat in die wêreld, in ons geloofsgemeenskap, in ons gemeente 'n verskil maak. Kom ons gaan ondersteun hulle wat swaar kry vir hulle geloof. Sendelinge daar ver, medegelowiges in vervolgde lande, maar ook gelowiges rondom ons. Ons het begin met die vraag, wat as? Wat as ek vervolg word? Die Bybel gee nie vir ons 'n ontsnappingsplan hemel toe nie. Die Bybel gee vir ons werkwoorde om dit mee te hanteer. Dat ons nie moet vrees nie en onthou dat God in beheer is. Dat ons moet gaan getuig, want dit is 'n geleentheid om te vertel. Dat ons moet vertrou, want hy is die een wat deur sy Gees vir ons die woorde gee. Dat ons moet volhard. Dis die pad na redding.
dat ons moet onthou dat ons nie alleen is nie, dat God in en om en by ons is. In Handelinge 4 vers 29 is die gelowiges by mekaar, nadat Petrus en Johannes van die Joodse Raad af terugkom, verbied is om verder te preek, en dan bid hulle oor die vervolging wat hulle beleef, bid hulle oor hierdie dreigemente wat hulle ontvang het, en hoe dit om hulle gaan. En dan vers 29. Nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat die dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Dankie Here dat ek kan deel wees van 'n geloofsgemeenskap. Deel wees van u huisgesin. Dankie Here dat ek kan deel wees van u volk, weet dat u my lief het, my gekies het. Here, as leiding oor ons pad kom, as ek ook vervolg word, sleg gesê word, ja, gevang word, seergemaak word, omdat ek glo in Jesus Christus, gee my die krag om vas te staan in my geloof, om nie te twyfel nie. Here, om geen oomblik ongelowig te wil raak nie. Mag angs ons nie oorval nie, vrees nie, en mag ons vas staan in u. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons is en deur ons werk. Dankie vir medegelowiges wat hierdie geloofspad saam met ons loop. Mag ons mekaar ondersteun en bystaan en vashou. Dankie dat ons kan bid, Here, vir 'n vervolgde kerk oor die wêreld. Here, as ons om ons kyk en ons sien hoe die wêreld uit mekaar uitval, dan besef ons tyd is min. Mag ons hierdie tyd gebruik ten volle, ten beste tot eer van u. Ons bid vir mekaar as medegelowiges, vir hulle wat geliefdes in die dood afgestaan het. Here, vir hulle wat siek is, vir genesing. Vir hulle wat bekommerd is, vir troos. Vir hulle wat hopeloos is, Here, vir nuwe hoop en genade. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen wees. Amen.